Baie welkom weer vandag by jou lewelige lekker luister nommer 241. Iemand het eendag gesê die lewe is 'n lied, maar dan moet jy die woorde en die wysie daarvan ken. Nou vir my en vir jou te help om die woorde en die wysie te leer ken, moet ek en jy vandag luister na die raad van Regina Brett, wat sy vir ons gee oor die kuns van die lewe. Hier kom dit nou. Aanvaar dat die lewe nie altyd regverdig is nie, maar dit bly steeds die moeite werd en die wonderlikste avontuur. Wanneer jy twyfel, neem net een volgende klein treetjie. Die lewe is te kort om jou tyd te mors deur iemand te haat. Moenie jouself te ernstig opneem nie. Niemand anders doen dit nie. Betaal jou kredietkaarte elke maand af en probeer om so gou as moontlik sonder skuld te lewe. Jy hoef nie elke argument te wen nie. Stem saam om te verskil. Hanteer die saak en nie die persoon nie en moenie toelaat dat verskille jou verhoudings ruïneer nie. Huil saam met iemand. Dis meer genesend as om alleen te huil. Dis oukei om kwaad te raak vir God. Hy kan dit hanteer. Begin spaar vir aftrede met jou heel eerste salarischeck. As dit by sjokolade kom, verbrokkel meeste mense se weerstand baie vinnig. Stap verby. Maak vrede met jou verlede sodat dit nie jou hede saboteer nie. Dis reg as jou kinders jou sien huil. Jy mag maar. Moenie jou lewe met ander mense sin vergelyk nie. Jy weet nie wat hul pad behels het nie en jy weet nie waar hulle vandaan kom nie. As 'n verhouding 'n geheim moet wees, hoort jy nie daarin nie. Alles kan in 'n oogwink verander, maar moenie bekommerd wees nie. God knip nie sy oë nie. Die lewe is te kort vir lang gesig, jammer vir jouself, genispartytjies. Leef voluit vorentoe, of sterf terwyl jy leef. Jy kan enigiets oorleef, solank jy net in vandag se nou bly en vandag se bietjie doen. 'n Skrywer skryf. As jy 'n skrywer wil wees, begin dan net skryf. Dis nooit te laat vir gelukkige kinderjare nie, maar die tweede deel is jou eie verantwoordelikheid. As dit gaan oor dit waarvoor jy lief is, moenie nee vir antwoord aanvaar nie. Brand die kersse, gebruik die mooi lakens, dra die deftige onderklere. Moenie wag vir 'n spesiale geleentheid nie. Vandag is spesiaal. Berei jou goed voor, doen wat jy moet en gaan dan saam met die vloei. Wees nou al jou eksentrieke self en vergeet van wat ander sal sê. Celebrate your insanity. Moenie wag tot jy oud is om persklere te dra nie. Onthou, die belangrikste seksorgaan is jou brein en die grootste seksorgaan jou vel. Moenie van iemand anders verwag om jou gelukkig te maak nie. Net jy is verantwoordelik vir jou geluk. Omraam elke sogenaamde ramp met hierdie woorde. Sal dit oor 5 jaar regtig saak maak? Kies altyd vir 'n passievolle lewe. Vergewe almal alles. Wat ander van jou dink, is nie jou besigheid nie.
tyd genees amper alles. Gee tyd, tyd. Hoe goed of sleg die situasie ook al is, dit sal ook verbygaan. Jou werk sal nie na jou kyk as jy siek is nie. Jou vriende sal. Bly in kontak. Hou aan om te glo in wonderwerke en vertrou God vir elke dag, groot of klein. God het jou lief oor wie jy is en net soos wat jy is, nie oor wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. Wat jou nie doodmaak nie, maak jou sterker. Oud word is 'n baie beter alternatief as jonk sterf. Jou kinders het net eenmaal kinderjare. Maak dit onvergeetlik. Lees die psalms. Hulle vang elke emosie vas wat 'n mens kan hê. Gaan elke dag bietjie buite toe. Wonderwerke wag oral op jou. As ons almal ons probleme in 'n hoop gooi en 'n andersin kyk, sal ons eies gou weer wil terugvat. Moenie probeer om mense en die lewe die heeltyd te beheer en te redigeer nie. Daag op en maak die beste daarvan. Raak ontslae van enigiets wat nie goed vir jou is nie, nie gebruik word, nie mooi is of vreugde bring nie. Wat regtig tel aan die einde van jou lewe, is dat jy lief gehad het. Jaloesie is 'n mors van tyd. Jy het alreeds alles wat jy nodig het om gelukkig te wees. Die wonderlike is, onthou altyd, die beste lê nog voor. Maak nie saak hoe jy voel nie, staan op, trek aan en dag op. Haal diep asem, dit kalmeer die gees. As jy nie vra nie, kry jy nie. Gee pad, anders word daar op jou getrap. Moenie ander se vloerlap wees nie. Die lewe het nie altyd 'n Kersgeskenk stryk om nie, maar dit is en bly steeds die wonderlikste geskenk. Nou wil ek jou uitdaag, luister weer na hierdie stuk en kies dan vir jou 3 dinge waaraan jy volgende week gaan werk. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Charles Botha.